Goeiemôre almal en baie welkom by vandag se huiskerk. Ek wil begin met 'n vraag. Die vraag is: wie van julle is geroep tot voltydse bediening? Dink 'n oomblik daaroor. Wie van julle is geroep tot voltydse bediening? Hou die vraag maar net so in die agterkop. Ons gaan hierdie kwartaal praat oor roeping en oor hoe roeping in ons lewe 'n invloed het. En vandag gaan ons begin met die tema die God wat ons roep. Nou ek dink die beste manier om dit te begin is om net eers te praat oor wat roeping nie is nie, want daar's 'n paar goed wat dit vir ons moeilik maak. En as ons dit anders verstaan, dan gaan dit dalk beter wees. So die eerste ding is, roeping gaan nie net altyd gepaard met 'n wonderlike roepingservaring nie, soos wat ons baie keer kry in die Bybel nie. As jy dink soos Moses by die brandende bos, of Abraham of die disippels daar langs die see van Galilea toe Jesus hulle geroep het, of Paulus daar op die pad na Damaskus. Daar's nie altyd net sulke groot roepingservarings nie. Dis meeste van die tyd maar net baie meer gewoon as dit. 'n Tweede ding is dat roeping is nie individualisties nie. Ons dink graag dit gaan oor ek word geroep en ek moet my roeping uitleef. Maar as ons na die Bybel kyk, sien ons dat almal wat in die Bybel geroep is geroep binne 'n geloofsgemeenskap of binne 'n gemeente. So roeping is nie 'n individualistiese ding nie. Dis iets wat ons saam met ander mense doen. Dan ook, roeping is nie dieselfde as om jou doel in die lewe te bereik nie. Julle onthou daai vraag wat ons al baie keer gehoor het, waar sien jy jou lewe oor 5 jaar? En dan moet jy werk na daai punt toe, na daai doel toe, maar dit is nie hoe roeping is nie. Roeping gaan oor 'n verhouding met God en 'n verhouding met ander mense. En dit is baie keer 'n proses wat in ons lewens afspeel. En dan 'n vierde ding is dat roeping gaan minder oor iets wat ek moet doen en meer oor die mens wat ek word. Die mens wat gevorm word, hoe ek gevorm word as mens in my verhouding met God en in my verhouding met ander mense. So met dit nou in gedagte, kom ons lees vandag se teks. Ons gaan lees uit 1 Tessalonisense, hoofstuk 5, vers 23 en 24. En mag God self, die God van vrede, julle in elke opsig heilig maak, en mag julle volledig na gees, siel en liggaam vlekkeloos bewaar word, tot ons Here Jesus Christus kom. Hy wat julle roep, is getrou en sal dit doen. Ek wil net 3 goed in hierdie 2 verse uitlig, en net 3 woorde eintlik. En dis die woorde vrede, heiligmaking en getrouheid. Vrede, heiligmaking en getrouheid. Paulus skryf dat dis die God van vrede wat ons roep. Die Message vertaling sê dit eintlik baie mooier. Dit sê the God that makes everything whole. So as ons praat oor vrede, dan gaan dit nie hier oor vrede na konflik nie. Dit gaan nie oor, jy weet, mense het beklei met mekaar en nou het hulle vrede gemaak met mekaar nie. Dis nie daai tipe vrede nie. Vir God se vrede gaan oor God wat dinge wil heel maak, wil beter maak. My oupa het so 'n riempiestoel gehad, so 'n mooi ou riempiestoel waarop hy baie keer gesit het. En die riempiestoel het nou vir baie jare in my broer se garage gestaan en hy het nou 'n bietjie begin verwaarloos en die riempies is alles stikkend. En toe is dit nou onlangs het hulle dit laat restoreer en die riempies laat regmaak en nou is dit weer 'n baie mooi stoel. En dit is hoe ons God se vrede ook moet verstaan. God wil die wêreld restoreer. God wil die wêreld heel maak. God wil ons heel maak. God wil ons verhoudings met mekaar heel maak. Hy wil die verhoudings ons verhouding met die skepping heel maak. So vrede gaan oor om dinge heel te maak. En God roep ons om hom daarmee te help. Ons is nie veronderstel om te onttrek van die wêreld nie. En ons is nie veronderstel om te probeer ontsnap van die wêreld se probleme nie. God roep ons om sy vrede in die wêreld in te dra. In ons werksplekke in ons verhoudings in ons stede en ons woonbuurte in. Ons moet fasiliteerders raak van God se vrede en sodat dinge kan heel word.
So dis eintlik die eerste aspek van roeping, is dat ons moet toegewyd wees aan die God van vrede. Dan praat Paulus daaroor dat God ons in elke opsig heilig maak vir hierdie roeping. Nou hierdie idee van God wat ons heilig maak word baie misverstaan. As ons praat oor heiligmaking en ons word heilig gemaak, dan beteken dit nou nie dat ons is nou perfekte mense nie. Of dat ons alles reg doen en ons is nou beter as ander mense nie. Of perfek in God se oë nie. As 'n mens heiligmaking so verstaan, dan gaan jy eintlik nooit goed genoeg kan wees nie. Jy gaan nooit daarby kan uitkom nie. Maar dis nie wat dit beteken nie. Die beste manier om die ding van heiligmaking te verstaan is miskien om te kyk na die verskil tussen heiligmaking in die Ou Testament en heiligmaking in die Nuwe Testament. In die Ou Testament word mense heilig gemaak deur die godsdienstige reëls en die wette en die rituele en al die offers na te kom en te doen. So as jy al hierdie goed nakom en jy doen al daai goed reg, dan is jy afgesonder vir God. Dan is jy apart, jy's anders as die res van die mense. Dan is jy heilig. Maar in die Nuwe Testament verander dit. Jesus het 'n verandering gebring wat dit dan betref. In die Nuwe Testament gaan dit nie oor die nakom van godsdienstige reëls en wette nie. Volgens die Nuwe Testament word ons heilig gemaak deur ons geloof in Jesus Christus. En ons word heilig gemaak nie deur wat ons doen nie, maar deur die genade van God. Hebreërs 10 vers 10 sê dit mooi. Volgens sy wil is ons heilig gemaak deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, eens en vir altyd. In ander woorde, as jy in Jesus glo, as jy 'n gelowige is, dan is jy heilig. Deur Jesus word ons harte, ons gedagtes, ons optrede, ons gewoontes, ons woorde, ons werk, alles word heilig gemaak. Die Duitse teoloog Dietrich Bonhoeffer, na wie ek nou al 'n paar keer verwys het dit mooi opgesom. Kom ek lees dit gou vir julle iets wat hy geskryf het. The prayer of the Christian reaches, therefore, beyond the time allocated to it, and extends into the midst of work. It surrounds the whole day. Every word, every deed, every piece of work of the Christian becomes a prayer. Met ander woorde, as jy glo in Jesus, dan is elke aspek van jou lewe heilig. Jou lewe is 'n gebed. Vandag vier ons Moedersdag. Nou, om 'n ma te wees kan mens nou soms, so verstaan ek, 'n baie oorweldigende ervaring wees. Ek meen, om te sien na hierdie kinders, veral as hulle so klein is, om al hierdie goed vir hulle te doen, om hulle rond te ry, om tyd met hulle te spandeer en vir hulle te sorg, is moeilik en dit kan oorweldigend raak. Ek het ook al gehoor en ek het ook al gesien dat, om 'n ma te wees is baie keer 'n baie ondankbare werk. Maar as ons verstaan dat God maak ons lewens heilig, dan verstaan ons ook dat om 'n ma te wees is heilig. Om 'n ma se werk te doen is heilige werk. Dieselfde geld ook vir die werk wat ons elke dag doen. As God ons heilig maak, dan is ons werk ook heilig. So daai e-mails wat jy stuur, die vergaderings wat jy bywoon, jou interaksie met kollegas en kliënte, dit is alles heilige oomblikke. En so kan ek aangaan om die kombuis skoon te maak, selfs al het jy dit nie vuil gemaak nie. Om die kinders se doeke om te ruil, om jou bejaarde ouers te versorg, om te luister na 'n vriend wat nodig het om te praat en te kla. Dis alles heilige werk. Dis soos Bonhoeffer skryf, al hierdie goed van ons lewe word 'n soort gebed. Nie omdat ons die hele tyd aan God dink as ons dit doen nie, en as ons daarmee besig is nie, maar omdat jy jou lewe leef vir God en saam met God. Nou al hierdie goed klink baie mooi, maar dit kan ook baie maklik baie oorweldigend voel.
En daarom help Paulus ons ook, en dit bring my by die derde woord. Hy skryf, die God wat ons roep, is getrou, en hy sal dit doen. Hy sal die heiligmaking doen. So, laat dit so 'n oombliekie insink. God is getrou, en hy sal dit doen. God is nie alleen die een wat ons roep nie. God is ook die een wat ons vorm. God is ook die een wat ons bemagtig. God is ook die een wat saam met ons stap deur al die gewone goed van elke dag. So as ek dit net alles kan opsom, ons word nie geroep om te onttrek uit die wêreld nie, maar om met vrede in die wêreld te leef. As geroepenes word ons hele lewe ook 'n gebed van God en 'n gebed aan God. En ons hoef nie dit uit ons eie krag uit te doen nie. God help ons daarmee. Hy is getrou en hy sal dit aanhou doen. So as ek nou kan terugkom na die vraag aan die begin toe, al hierdie goed beteken, almal van ons is geroep tot voltydse bediening. Amen.